Liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre. In daardie naam bo alle name, die mooiste naam, die soetste naam, die naam wat die meeste gesag dra, die naam wat die meeste autoriteit het, 'n lieflike naam vir jou en vir my as kinders van die Here, die naam van Jesus Christus. Nou ja, vanmôre wil ek baie graag met u praat oor Matteus 25 vers 1 tot 13, die gelykenis van die 10 maagde, waar die Here Jesus gepraat het van 5 wyse maagde en 5 dwaase maagde. Jesus het nie vir ons 'n verklaring van hierdie gelykenis gegee nie, en tog is hy so lief om hierdie gelykenis te gebruik van die 10 maagde. Maar weet ons regtig wat beteken of wie is die 10 maagde? Wat het Jesus bedoel met die 10 maagde? Kom ons luister vanmôre met oop harte na die woord van die Here. Ek het baie intens studie gedoen en ek wil graag met u deel wat op my hart is, soos die Here dit aan my geopenbaar het terwyl ek met sy woord besig was. Mag dit vir u tot seën wees. Stuur dit aan as dit vir u tot seën is. Ek weet dit gaan 'n lang boodskap wees, maar is baie interessant. Ek lees vir u vanmôre hierdie gelykenis van Matteus 25 vers 1 tot 13 oor die 10 maagde. Jesus is aan die woord. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, en terwyl die bruidegom tal om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op, en maak hulle lampe gereed. Al daardie maagde het opgestaan. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self, en onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Kom ons bid net saam. Wonderlike Vader, hierdie gelykenis sal altyd vir ons baie spesiaal bly. Gelykenis wat ons wonderlike Here Jesus vertel het van die 10 maagde, die 5 wyse maagde, 5 dwaase maagde. Vanmôre wil ons graag weet, wie is hierdie 5 dwaase maagde? Kom leer ons uit die woord. Dankie dat u ook met my was in die voorbereiding, en dankie vir die Heilige Gees wat my kosbaar gelei het. Ek bid dat dit vir elkeen van die hoorders tot seën sal wees. Praat met ons en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Kom ek lees net weer vir u die eerste 3 verse van Matteus 25, waar Jesus dan gepraat het oor die 10 maagde. Daar staan geskryf, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Dis hoekom hulle dwaas was. Hulle het geen olie met hulle saamgeneem nie. Ons praat dus vanmôre oor die 10 maagde, maar ek gaan spesifiek die vraag hanteer, wie is die 5 dwaase maagde? Omdat daar so baie vrae oor hierdie 5 dwaase maagde is. Baie mense wil weet nou, wie is hulle regtig? Wat stel hulle voor?
Nou vanoggend gaan ons oor een van die belangrikste en interessantste gelykenisse praat wat die Here Jesus aan sy hoorders vertel het tydens sy aardse bediening. Wat moet ons verstaan onder 'n gelykenis? Vriende, 'n gelykenis is 'n praktiese illustrasie of 'n praktiese uitbeelding van die werklikheid. Met ander woorde, dis 'n uitbeelding van iets wat werklik gebeur het of werklik gaan gebeur. En daarom het die Here Jesus baie gelykenisse vertel en altyd in sy gelykenisse iets uit die praktyk geneem. Hy het iets prakties gebruik. Met ander woorde, iets algemeen bekend by sy luisteraars en wat eenvoudig is om te verstaan. En hy het dit gebruik om 'n geestelike les of 'n geestelike en morele waarheid by mense tuis te bring. Nou ek gaan een voorbeeld van 'n baie praktiese gelykenis aan die voorhou, omdat dit kort en eenvoudig is. En meeste van ons ken dit. Ek lees vir die Lukas 15 vers 3 tot 7. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê: watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat dan nie die 99 in die woestyn, of laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. En dan verklaar Jesus hierdie gelykenis in die 7de vers. Hy sê: ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Nou hier gebruik Jesus 'n baie bekende voorbeeld van 'n skaapherder uit die praktyk. En meeste van ons ken 'n skaapherder. Ons weet hy pas skape op en hy is baie besorg oor die skape. Hierdie skaapherder waarvan Jesus die gelykenis vertel het 100 skape gehad en een skaapie het weggeraak uit die trop. Dis iewers in die woestyn. Dis droog daar in die woestyn. Daar's min water, die son is warm en die ongediertes is baie. Hy is dus duidelik bekommerd oor sy een verlore skapie. Wat doen hy? Hy los die 99 skape daar in die woestyn en hy gaan soek die een verlore skapie in die woestyn. Toe hy daardie skapie gekry het, was hy so bly gewees. Hy het hom op sy skouers getel en tot by sy huis gedra om sy vreugde oor hierdie een verlore skaap wat hy gevind het met almal te deel. Met sy bure en sy vriende en almal. En dan verklaar Jesus dit self in daardie laaste vers 7, as hy sê: ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Die klem val op die blydskap wat daar was toe hierdie herder sy een verlore skaap gevind het, en die blydskap wat daar sal wees oor een sondaar wat hom tot God bekeer het. Nou in Matteus 13 vers 34 en 35 staan daar geskryf: al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. En wat was die woord? Dit word hier aangehaal: ek sal my mond open deur gelykenisse, ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. En dis vir ons opgeteken in die Ou Testament dat Jesus deur gelykenisse met ons sal spreek in Psalm 78 vers 2 en ook Jesaja 42 vers 9. Nou vriende, Jesus het ongeveer 28, ons kan dalk sê 27 gelykenisse vertel, want een van die gelykenisse is die kommentaarskrywers nie heeltemal seker of dit 'n gelykenis is nie, maar kom ons aanvaar
dit was 28 gelykenisse wat die Here Jesus vertel het, en daardie 28 gelykenisse is vir ons opgeteken in die 4 evangelies, naamlik Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Matteus en Lukas het natuurlik die meeste van die gelykenisse beskryf. Maar Johannes het net een gelykenis vertel, en dit is die gelykenis van die goeie herder, omdat hy as lievelingdisipel van Jesus in sy evangeliesendbrief die klem net op die Here Jesus wou laat val, want Jesus was vir hom baie belangrik en hy was baie lief vir Jesus. Maar Jesus het die meeste gelykenisse se betekenisse verklaar. Uit die 28 gelykenisse het Jesus slegs 23 van daardie gelykenisse se betekenis verklaar. En ek het gesê die meeste, nie almal nie. So 23 van die 28 het hy verklaar. 4 van die 5 gelykenisse is wel so voor die hand liggend duidelik verstaanbaar dat dit nie 'n verklaring nodig het nie. Maar nou is dit belangrik om te verstaan, uit daardie 5 gelykenisse wat Jesus nie verklaar het nie, is daar net een wat niemand met 100% sekerheid kan sê wat die volle betekenis daarvan is nie. En dis die gelykenis van die 10 maagde, naamlik die 5 wyse maagde en die 5 dwaase maagde. Interessant genoeg, dis veral oor die 5 dwaase maagde, soos ek aan die begin gesê het, wat baie mense en spesifiek predikers, en ook baie ander mense, die meeste oor klei trap en baie verskillende interpretasies daaraan koppel. Onthou net een ding, en dis belangrik dat ons dit sal weet, ons kan nie regtig 'n dogma, dit wil sê, ons kan nie regtig 'n leerstelling aan enige gelykenis koppel nie, en nog minder aan hierdie gelykenis van die 10 maagde, alhoewel ons eintlik presies weet na wie die 5 wyse maagde verwys, of wie hulle is. Ons weet presies wie hierdie 5 wyse maagde is. Hulle maak deel uit van die bruid. Maar ek het self onlangs na hierdie gelykenis verwys, want ek het so 2 Sondae terug het ek 'n bietjie gepraat, inleidend so 'n bietjie iets gesê en ook in die boodskap oor die 10 maagde. Maar vriende, ek wil meer fokus op die 5 dwaase maagde wat nie gereed was om die bruidegom te ontmoet nie, omdat die olie in hulle lampe te min was en hulle om daardie rede nie goed voorbereid was nie. Maar vanoggend gaan ons probeer vasstel wie hierdie 5 dwaase maagde is. Ek het na baie naslaanwerk en deeglike skrifondersoek het ek tot die gevolgtrekking gekom dat daar 2 opinies is oor wie die 5 dwaase maagde is of wie hulle kan wees wat uitgesluit is by die bruilofsmaal. Dis waaroor dit gaan. Hulle het nie deel uitgemaak van die bruid nie. Nou ek wil dit weer beklemtoon dat niemand met 100% sekerheid kan sê wie hierdie 5 dwaase maagde is nie. Maar ek gaan wel my gevolgtrekking gee nadat ek hierdie gelykenis breedvoerig met u hanteer het, alhoewel ek nooit sal sê dat ek regtig seker is dat my gevolgtrekking korrek is nie. Alhoewel ek so glo. Ek glo dat ek seker is oor my gevolgtrekking, maar ek sal nie sê dat ek 100% reg is nie. Aan die einde van die dag val die klem natuurlik op Matteus 25 vers 13, waar Jesus gesê het, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom. Dit is belangrik dat ons altyd gereed moet wees. Terwyl ek hierdie gelykenis ondersoek het, het ek ontdek dat sekere Bybelvertalings verwys na 10 meisies, terwyl die 1953 vertaling verwys na 10 maagde, naamlik 5 wyse maagde
en 5 dwaase maagde. Nou vriende, die Griekse woord is Parthenos, wat beteken ongetrouwde dogters of meisies, virgins in Engels, of maagdelik rein. Daarom is het korrek om te praat van 10 maagde, naamlik 5 wyse maagde en 5 dwaase maagde. In hierdie gelykenis speel verskeie karakters of persoonlikhede of persone dan 'n belangrike rol. Heel eerstens word daar na die 10 maagde verwys. Matteus 25 vers 1 wat sê, Jesus se woorde, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Nou met die koninkryk van die hemele word bedoel almal wat die evangelie van Christus aangeneem het en hulle tot God deur sy seun Jesus Christus bekeer het. Almal wat Jesus aangeneem het, hulle maak deel uit van die koninkryk van God. Die skrif verklaar dit self. In Matteus 3 vers 1 en 2 staan daar geskryf, en daardie dae het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Juda gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom, verwysende na Jesus, wat naby aan ons gekom het, sodat ons kan bekeer, om ook deel van die koninkryk van die hemel uit te maak. Die redding of die saligheid van die mens het naby gekom deur die Seun van God, naamlik Jesus Christus. Voorheen was dit baie moeilik bereikbaar en was baie ver, want elkeen moes die wet ten volle onderhou om hulle saligheid daardeur te kon ontvang. Nou ontvang ons saligheid deur Jesus. Nou word erf ons die koninkryk van die hemele deur Jesus as ons verlosser en saligmaker aan te neem. Matteus 4 vers 17, daar staan geskryf van 12 het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. God het sy koninkryk na ons toe gebring, sodat ons dit kan beerwe deur sy seun Jesus Christus. Nou vriende, in hierdie gelykenis word die koninkryk van die hemele, of ons kan ook sê ons saligheid, met 10 maagde vergelyk. Met ander woorde, daardeur maak ons die afleiding dat al 10 hierdie meisies ongetroude dogters of meisies was wat maagdelik rein was en nog nooit getroud was nie. 'n Kommentaarskrywer sê hulle was verloof aan die bruidegom wat hier verwag word of verwag is. So hulle was aan hom verloof. Baie interessant, want onthou nou die bruid van Christus bestaan uit baie mense wat volgelinge van Jesus is, ware volgelinge van Jesus is. So dis nie net een wat die bruid uitmaak nie. Tweedens word hulle gekategoriseer as 5 wyse en 5 dwaase maagde. Matteus 25 vers 2 sê, en 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas. Ons gaan net nou meer fokus daarop, maar die derde persoon of karakter wat 'n rol speel in hierdie gelykenis is natuurlik die bruidegom. Baie belangrik, 'n belangrike rol wat die bruidegom speel. Matteus 25 vers 1, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. So die bruidegom speel 'n baie belangrike rol in hierdie gelykenis. Ons lees baie van die bruidegom in vers 1, in vers 5, in vers 6 en ook vers 10 word daar na die bruidegom verwys in Matteus 25. Die vierde persoon of die vierde karakter is die verkoper of die verkopers wat die olie aan die dwaase meisies verkoop het. Matteus 25 vers 9, maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie,
maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself. So gaan terug, gaan koop vir julleself. Die verkopers of die koper dui op 'n tipe van die wêreld. Onthou nou wat ek sê, daardie verkopers dui op 'n tipe van die wêreld. Maar kom ons kyk, waarvoor moes hulle gereed wees? Eerstens, moes hierdie 10 maagde gereed wees om die bruidegom te ontmoet. Die bruidegom verwys sonder enige twyfel na Jesus Christus, die Seun van God, wat sy bruid moet kom haal. Hy het nog nie sy bruid kom haal nie, ons hanteer hierdie gelykenis, hy het nog nie sy bruid kom haal nie, maar hierdie gelykenis leer ons hoe gereed ons moet wees. Matteus 9 vers 14 en 15 sê, daarna kom die disippels van Johannes na Jesus toe en sê, waarom vas ons en die fariseërs dikwels, maar u disippels vas nie? En Jesus sê vir hulle, kan die bruilofsgaste dan treur, solank as die bruidegom by hulle is, maar daar sal dae kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. So Jesus sê uitdruklik, sê hy is die bruidegom. En hy noem sy disciples, wat by hom is, hy noem hulle die bruilofsgaste. Matteus 25 vers 1 sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. So Jesus het na sy eie koms verwys, en hoe gereed mense moet wees, en hoe gereed mense is. Volgens die Joodse tradisie, was daar 'n redelike tydsverloop, vriende, tussen 'n verloving, en die voltrekking van die huwelik. Die verloving was baie meer bindend as vandag. Vandag raak mense verloof en verbreek het sommer net so maklik weer, want daar is geen kontrak aangegaan nie. Die sluiting van 'n huwelik was 'n regsgeleentheid en nie 'n geestelike geleentheid, meer 'n regsgeleentheid waar tydens 'n skriftelike huwelikskontrak opgestel is. Dan het die bruid haar mooi aangetrek en sy het haar mooi versier vir die bruidegom volgens Openbaring 21 vers 2. Sy het juwele aangesit en 'n krans op haar kop volgens Jesaja 61 vers 10 en Jesegiel 16 vers 11 en 12. Sy het ook 'n sluier oor haar gesig gedra volgens Hooglied 4 vers 1 en 3. Die bruidegom het weer 'n kroon op sy priesterlike wyse gedra volgens Hooglied 3 vers 11. Die bruidegom, verwysende na Jesus en sy vriende, vergesel van musikante, het na die bruid se huis vertrek. Dis nou net, alles is nou maar net 'n illustrasie van dit wat in die praktyk gebeur het. Weereens is ons nou gelykenis en wat ons daaruit moet leer. As die huwelik in die nag plaasgevind het, het die bruilofsgaste die donker pad met olielampe verlig. Gebruik Jesus die praktyk. Die bruid het ook haar metgeselle gehad. Hierna het die bruilofsmaal of maaltyd dan nou gevolg. Dit kon tot 7 dae lank aanhou, selfs 14 dae. Maar daardie 7 dae is vir my ook simboliek, kan verwys na die 7 jaar, want die bruid gaan by Jesus vir die 7 jaar wat daar groot verdrukking op die aarde gaan wees, gaan die ware bruid van Christus in die hemel wees, en daar is simboliek in die 7 dae, 7 jaar. Maar vriende, is belangrik, dit was baie belangrik om te kon bewys dat die bruid nog 'n maagd was toe die huwelik voltrek is. Ek gaan later my gevolgtrekking gee op grond van die inligting wat ek deur die loop van hierdie boodskap met u hanteer, gaan ek vir u gevolgtrekking gee wie ek dink hierdie 5 dwaase maagde is. Tweedens sien ons, die bruidegom het getalm.
Matteus 25 vers 5, en terwyl die bruidegom talm om te kom, so hy het getalm, Jesus talm ook om te kom. Daar is onlangs voorspel, 'n paar dae terug, dat Jesus op die 23ste of die 24ste September sy bruid gaan kom haal. Hy het nie gekom nie. Jesus talm. In die derde plek sê ons, almal het vaak geraak en aan die slaap geraak. En nou, vriende, weer eens, is dit so maklik vir ons om vaak te raak en in slaap te raak. Matteus 25 vers 5, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. Dit verwys na al 10 maagde, wat vaak geword het en uiteindelik aan die slaap geraak het. Dis nou hier, waar Matteus 24 vers 13 inpas, waar Jesus gesê het aan die einde van hierdie hele gelykenis, waak dan, wees wakker, wees nugter, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Wees wakker, wees waaksaam, wees nugter. Ons moet altyd wakker en gereed wees vir Jesus se koms. Geestelik gereed wees, geestelik voorbereid wees. Maar vierdens sien ons, om middernag was daar 'n geroep. So wat wil die Here vir ons sê wanneer dit onverwags is? Wanneer ons slaap, wanneer ons rustig is, wanneer ons kalm is, wanneer ons dit nie verwag nie. Om middernag was daar 'n geroep. Matteus 24 vers 6. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Daar kom die bruidegom. En nou wil ek hê, jy moet ook let op 1 Tessalonisense 4 vers 16 wat sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal, dis nou Jesus, wanneer hy kom om sy bruid te kom haal, sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel, wat roep, Jesus roep, die engel roep, met die geklank van die besuin van God. En dan gaan hy so aan. So, wat gaan gebeur? Al kom Jesus in die nag, al kom hy om middernag vandag, of morgennag, of wanneer dit ook al mag wees, gaan sy kinders wat gereed is, wat wakker is, al slaap hulle is geestelik gereed, gaan hulle die geroep hoor van Jesus en van sy engel en die besuin wat gaan blaas. Vyfdens sien ons, almal het opgestaan. Al 10 daardie maagde het die geroep gehoor. Al 10 het opgestaan. Matteus 24 vers 7, toe staan al daardie maagde op en maak die lampe gereed. Eers is daar die geroep, dat die bruidegom op pad is. Toe skrik hulle al 10, daardie maagde wakker, en berei hulle voor vir die ontmoeting met die bruidegom. Maar hulle was nie almal gereed nie. En tog klink dit so reg, dat die Here Jesus sal kom op 'n tyd wanneer niemand dit sal verwag nie. Weet jy wat, vriende? Al voorspel mense 'n tyd. Daar was nou voorspelling, Jesus het nie gekom. Hele wêreld, dit was 'n wekroep vir die hele wêreld, dat Jesus op pad sou wees om sy bruid te kom haal. Dit het nie gebeur nie. En nou gaan almal weer vaak raak en dan die slaap raak, want Jesus gaan op 'n tyd kom, dat ons dit nie verwag nie. En dan sien ons, die 5 dwaase maagde was natuurlik glad nie voorbereid nie. Matteus 25 vers 8 en 9 sê, en die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Ons het vir ons ekstra olie saamgeneem, sodat ons lampe nie leeg raak nie. Julle het nie genoeg olie nie, julle het niks saamgebring nie, gaan koop vir julle olie. Hulle was 10 maagde, naamlik 5 wyse en 5 dwaase maagde. Duidelik sien ons hier, vriende, dat die 5 dwaase maagde nie voorbereid was nie, en dit dui op hulle geestelike voorbereiding, niks anders nie. Hulle geestelike voorbereiding, hulle was nie geestelik voorbereid vir die koms van die bruidegom nie. Hoekom? Hulle het net nie genoeg olie met hulle saamgeneem nie, terwyl hulle die geleentheid gehad het om ekstra olie met hulle saam te neem, om hulle lampies die hele tyd aan die gang te hou, as hulle langer sou moes wag vir die bruidegom se koms nie. Hulle het nie dit verwag nie, so hulle was nie die hele tyd gereed nie.
Hul waaksaamheid het ontbreek en daarom was hulle nie geestelik gereed nie. Was nie waaksaam genoeg nie. Here sê vir jou en vir my, ons moet waaksaam wees. Daarom sien ons, nie die wat gereed en voorbereid was, het saam met die bruidegom ingegaan na die bruilof toe. Dan die bruilofsmaal, maar eintlik na die bruilof toe. Matteus 25 vers 10. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Hulle was nie daar, die 5 dwaase maagde nie. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Dis natuurlik die 5 wyse maagde wat gereed was. So Jesus kom, toe ontmoet hulle hom en hulle gaan in na die bruilof toe. Bruilof van die lam. Tussen die bruid, die ware wedergeborenes en Jesus. Maar laastens sien ons, die bruilofsaal se deur is gesluit vir al die ander wat nie gereed was nie. 'n Tragiese gebeurtenis vind plaas. Die deur word gesluit en hulle kan nie meer ingaan nie. Matteus 24 vers 10 tot 12 sê, en onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, hoor mooi, as jy gereed is, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Nou vriende, net ons deur hierdie hele gelykenisse gaan, ten slotte sien ons, daar's heel eerstens diegene wat sê, die 5 maagde verwys na ongeredde mense, wat net goed en baie godsdienstig geleef het. Soos wat daar natuurlik baie mense is, goed en godsdienstig, gereeld kerk toe gegaan, gereeld hulle Bybel gelees, gereeld gebid, hulle tiendes gegee, wat dit ook al mag wees, hulle was goed en godsdienstig. Daar is al baie oorlede wat goed en godsdienstig sonder Jesus gesterf het, en daar sal nog baie sonder Jesus sterf wat goed en godsdienstig is. En hulle sê, hierdie 5 dwaase maagde is almal wat goed en godsdienstig geleef het, maar nooit gered en wedergebore was nie. Nou dit klink baie goed. Hulle sê dit na aanleiding van Jesus se woorde in Matteus 24 vers 12, waar hy gesê het, daar staan, maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ken julle nie. En dan word dit vergelyk met Matteus 7 vers 22 en 23 waar daar geskryf staan, baie sal dis nou met die oordeelsdag wat Jesus dit vertel het, baie sal in daardie dag, by die oordeelsdag, vir my sê, want Jesus gaan as die regter op die troon sit, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf, in u naam baie kragte gedoen nie, goed godsdienstig, sonder Jesus, sonder wedergeboorte. Want dan staan daar in vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk, sê die ou vertaling, en nuwe vertaling sê wat die ongeregtigheid doen, wat die sonde doen, wat nog nie gered is nie, nog nie wedergebore is nie. Heel in vers 21 sê hy, almal wat die wil van my Vader doen, om hulle waarlik te bekeer van hulle sonde. Hulle glo ook, dat dit ongeredde mense moet wees, omdat iemand wat gered of wedergebore is, nie weer verlore kan gaan nie. Nou die gedagte wat ons hier kry, waar Jesus gesê het, die deur is gesluit, ken julle nie, gaan weg, is dat, as dit gereddes was, dan beteken dit hulle is verlore. Want ek stem saam, dat iemand wat waarlik gered is, wedergebore is, kan nie weer verlore gaan nie. Daar's baie skrif daarvoor, ek lees vir julle net een skrif. Daar's baie skrif, terwille van tyd het ek nie dit alles hanteer nie. Johannes 10 vers 28, daar het Jesus self gesê, ek gee hulle die ewige lewe, almal wat na hom toe kom, en hulle sondes bely, en Jesus aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, sê hy, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En nou het mense baie gedagtes rondom hierdie vers. Ons moet dit aanvaar wat daar staan. Jesus sê, as hy vir ons die ewige lewe gegee het, dan het ons die ewige lewe,
tot in ewigheid sal ons by hom bly, ons sal nie verlore gaan nie, en niemand sal jou uit sy hand kan ruk nie. Nou is daar mense wat sê, maar ek kan myself uit God se hand ruk. Dis nie waar die vriende, daar's baie ander skrif wat dit bevestig. So ek glo ook, absoluut, my ganse wese, as iemand waarlik gered is, waarlik weergebore is. Daar is ook diegene wat sê, net die lig van die goddelose mense gaan dood. Ek wil vir julle nou lees, watter skrif gebruik hulle. Job 18 vers 5, ja, die lig van die goddelose gaan dood, en die vlam van sy vuur bly nie flikker nie. Dit verwys na die fisiese, die ewige dood van die goddelose mens, want goddeloos beteken godloos, hy het godloos gesterf, hy het sonder God gesterf, en daarom gaan sy lig dood. Sy lig kan nie meer brand nie, hy gaan in die ewige duisternis in. Maar in Spreuke 13 vers 9 sien ons die teenoorgestelde in die lewe van God se kinders, wanneer hulle lewe en ook wanneer hulle sterwe. Daar staan geskryf, teenoor die wat nou sonder God sterwe, hy sê, die lig van die regverdige brand vrolik. Altyd, hulle lig brand vrolik, en hulle lig sal nooit doodgaan nie, want hulle is by God. Maar die lamp van die goddelose gaan dood. Nou vriende, baie duidelik, het hierdie lamp wat doodgaan, die lig wat doodgaan, niks met hierdie gelykenis te doen nie. Persoonlik is ek nie daarvan oortuig dat die 5 dwaase maagde na ongeredde mense verwys nie, na mense wat nie weergebore is nie. Ek glo nie, want ek sal vir u nou verduidelik hoekom ek so sê, maar ek sê weer, dat niemand, en ook nie ek, met 100% sekerheid kan sê, wie die 5 dwaase maagde is nie. Maar, ek kom by my gevolgtrekking, as gevolg van hierdie hele gelykenis soos ons dit hanteer het. Jesus verwys na al 10 hierdie maagde as maagde. Al 10 hierdie meisies of hierdie jong vrouens, hy verwys na hulle as maagde. Vriende, onthou net een ding, hulle was al 10 genooides na die bruilof, of na die bruilofsmaal van die bruidegom. En Jesus is die bruidegom, ons het daaroor gepraat. Die bruid dui op die geredde, wedergebore, bloedgewaste kinders van die Here. Hoor nou mooi wat ek sê, die bruid van Christus. En al 10 was uitgenooi na die bruilof, of na die troue, na die huwelik. Almal was uitgenooi. En die kinders van die Here, wat daarin uitgenooi word, is natuurlik wedergebore en bloedgewaste kinders van die Here. Daarom wil ek tog glo, die feit dat al 10 van hulle maagde was, dat dit daarop dui dat almal gereddes was. Of gereddes is van wie Jesus hier praat. Maar die 5 dwaase maagde was ongetwyfeld na my mening nog wêreldsgesind. Hulle het tot bekering gekom, hulle is weergebore, maar hulle het nie die Here werklik met oorgawe gedien nie. Hulle was wêreldgesind. Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie, en wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Daar's baie mense wat waaragtig tot bekering gekom het, werklik tot bekering gekom het. Maar dis asof hulle net nie spoed kry nie. En dan luister jy hulle getuienis, dan hoor jy maar hierdie man of hierdie vrou is werklik God se kind, maar hulle lewe nog nie soos hulle moet lewe nie. Hulle is nog lief vir die wêreld, hulle is nog lief vir geld, hulle is nog lief vir baie ander dinge in die wêreld. Hulle het nog nie heeltemal met die wêreld gebreek nie. Ek verstaan dit nie, ek het nie 'n verklaring daarvoor nie, maar hierdie 5 dwaase magte was wêreldsgesind. Daarom was hulle lampies se olie min, en daarom het hulle nie krag gehad om geestelik staande te bly nie, want hulle is wêreldsgesind, vriende. Die olie dui simbolies op die Heilige Gees wat hoor nou mooi, wat die geestelike vuur in ons harte en ons lewens brandend hou. Dis die Heilige Gees wat ons alleen geestelik aan die gang hou en staande hou, en daarom moet ons altyd gevul wees met die Heilige Gees van God. Die Heilige Gees is daar die olie waarmee ons harte gevul moet wees om ons brandend te hou. Wêreldsgesindheid en sonde blus die vuur van die Heilige Gees in ons harte uit. Daarom dui die verkopers na gemeenskap met die wêreld
in Matteus 25 vers 9. Hulle het eers teruggegaan na die wêreld toe. Hulle het eers daar hulle olie gaan soek. Daar's duidelike skrif, vriende, wat sê dat wanneer ons nie voluit vir die Here leef nie, al is ons gered, dan bedroef ons die Heilige Gees. Ons blus die Heilige Gees in ons lewe uit, met sonde in ons lewe, met ongehoorsaamheid aan die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, blus die Gees nie uit nie. Blus daardie vuur in jou hart en jou lewe nie uit nie. Die Heilige Gees is die olie in ons lampies. En net die Heilige Gees moet altyd in ons harte wees. Ons moet vol wees van die Heilige Gees. En dan sê hy ook Efesiërs 4 vers 30, sê hy, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Vriende, dit is so duidelik, sonde en die volharding in sonde bedroef die Heilige Gees en blus die Gees van God in ons lewens uit, die vuur van die Heilige Gees in ons lewens uit. Daarom is dit so belangrik, dat ons nie sonde in ons lewe moet toelaat nie, dat ons nie die wêreld moet lief hê nie, dat ons moet klaar kry met die wêreld. Ons moet heilig, vlekkeloos en onberispelik wees by Jesus se koms. Die opdrag is duidelik, die waarskuwing is duidelik, dat God se kinders nie die wêreld kan lief hê nie, nie meer die wêreld kan dien nie, maar klaar moet kry met sonde, en ons moet vlekkeloos en onberispelik wees by Jesus se koms. 2 Petrus 3 vers 14 sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, 2 Petrus 3 praat van die wederkoms, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Beywer julle, wanneer julle al hierdie dinge verwag, dat Jesus binnekort gaan kom, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. 1 Timoteus 6 vers 14 sê, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Wanneer hy gaan aan ons verskyn, wanneer daar 'n geroep gaan wees, daar kom die bruidegom, maak gereed, hom tegemoet, gaan hom tegemoet. Hy sê, ons moet onberispelik bewaar word by sy verskyning. 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word, by wat? By die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Wanneer hy sy bruid kom haal, is 'n fase van die wederkoms. Ons moet onberispelik bewaar word by die wederkoms van Christus. Nou vriende, dis die geestelike toestand waarin die bruid haar moet bevind met Jesus se koms, vlekkeloos en onberispelik. Iemand vra vir my, hoe kan ek onberispelik wees? Hoe kan ek vlekkeloos wees? Vriende, ek moet elke dag daarna streef. Ek moet dit soek met my ganse wese, om heilig te lewe en sonde af te lê. Ek moet sonde aflê, ek moet klaar kry met sonde, ek moet breek met sonde, met wêreldsgesindheid, ek moet God dien en lief hê. Met die wegraping roep die Here Jesus almal na hom toe. En vir my is dit natuurlik verskriklik kosbaar. Almal wat gereed is om Jesus te ontmoet, sal hoor, al slaap hulle ook in die nag. Hulle sal hoor as Jesus hulle roep, hulle sal wakker word, maar almal wat gereed is sal hoor en hulle sal wakker word. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel wat ook roep na God se kinders en met geklank van die besuin van God, wat gaan blaas. Ons gaan wakker word, ons gaan hoor, Jesus sê, kom, gaan hom tegemoet op die wolke, en dan sê hy, en die wat in Christus gesterf het, geroep met die aartsengel, die klank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle op wolke gevoer word, die Here tegemoet in die lig, en dan sê vers 18, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou vriende, dit het my nogal baie gehinder, nog altyd gehinder, baie gehinder, dat almal wat getuig dat hulle kinders van die Here is, en soms selfs vir jare die Here gedien het, predikante, pastore, gewone gemeentelede, gewone mense,
wat getuig hulle is kinders van die Here, hulle het vir jare die Here gedien, hulle was 'n voorbeeld vir ander, maar intussen het hulle vuur en hulle passie vir die Here verdwyn. Hulle het dit verloor. Of selfs weer in sonde verval. Dit my nog altyd gehinder dat hulle sê, hulle gaan saam met die wegraping, want hulle kan nie agterbly nie. Hulle gaan die wegraping meemaak. Dit hinder my. Ek voel nie dis reg nie, ek voel nie dis skriftuurlik nie. Ons preek almal dat wedergeboorte die enigste kwalifikasie is wanneer iemand se geestelike lewe nie reg is nie op standaard is nie, hy nie meer 'n getuienis vir Jesus is nie, hy nie meer 'n voorbeeld vir Jesus is nie, dan sê ons, hy was nooit gered nie. Hy het altyd op 'n valse fundament gestaan. Hy kan nie gered wees nie. Vriende, dink ons kinders van die Here kan nie terugval nie. Dink ons regtig dat kinders van die Here nie weer kan terugval in sonde nie, dat hulle nie weer van die geloof afvallig kan word nie, terwyl hulle vir jare voluit die Here gedien het. Ek ken baie sulkes, ek het baie sulkes in die bediening leer ken en gesien, hulle het uitgeval, soos ons sê, hulle het uit die bus uitgeval, hulle het van die wa afgeval. Wat sê ons dan van skrifte soos hierdie? Hoor nou, daar's baie voorbeelde. Ek wil vir die enkele skrifte lees. In 1 Korintiërs 3 vers 1-3 staan daar geskryf. En ek, is nou Paulus wat dit skryf, hy sê, en ek, broeders, nou praat hy met hulle. Hy noem hulle broeders. Kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en nou sê, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Broeders, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie nog vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Hoor wat sê Paulus, hy sê, ek kan nie met julle soos volwasse Christene praat nie, ek kan nie met julle soos volwasse Christene handel nie, want julle is vleeslik, julle is jaloers, daar's tweedrag en twis en jaloersheid onder julle, en baie ander dinge onder julle, en julle is nou nog vleeslik, julle is nou nog menslik, julle het nou nog nie verander nie, terwyl julle getuig, julle is God se kinders, terwyl julle gemeentelede van die Korinthe gemeente is. Dan lees ek vir julle nog een vers, en dit is in 1 Korintiërs 5 vers 11. En daar skryf Paulus 'n geweldige ding, hy sê, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand, al staan hy as 'n broeder bekend. Al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oreerder is. Hoe is dit moontlik? Dit is moontlik. Dit gebeur in die praktyk, dat mense wat hulle kinders van die Here noem, oorleerders raak, of geldgierig is, of gierigaards, of afgodedienaars, of kwaadsprekers, of dronkaards. As hulle so terugval van die Here af, dan raak hulle weer dronkaards. Daar selfs sulkes, of rowers, met so iemand met julle selfs nie saam eet nie. Vriende, wat sê jy van hierdie skrif? Nou sê jy, hulle is almal ongered, hulle het nog nooit tot bekering gekom, hulle is nie een weergebore nie. Ek glo nie dit nie, vriende. Kan dit dalk wees dat Jesus Christus hiermee bedoel, dat nie almal wat gered is of wedergebore is, waarlik reg en gereed is, om hom te ontmoet nie, deel van die bruid sal wees, by die wegraping, saam met die wegraping sal gaan, of sal hulle agterbly en deur die groot verdrukking gaan. Vriende, ek weet nie, maar ek wonder baie daaroor. Ek wonder of die Here nie net die wat gereed is kom haal, die dag met die wegraping nie, Jesus. Wonder nie daaroor, ek kan nie sê dit is so nie. En die wat uitgeval het, die wat nie heilig is nie, die wat nie gereed is nie, dat hulle sal agterbly en deur die groot verdrukking gaan en dan opnuut 'n oorgawe aan die Here moet maak. Hulle is nie verlore nie, ek weet nie, vriende. Hulle gaan nie verlore nie, want niemand kan, as hulle waarlik gered is, kan hulle verlore gaan nie. Maar is die les wat hulle sal moet betaal, of sal moet lei. Daarom sluit ek af met Jesus se woorde in Matteus 25 vers 13, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarby seun van die mens kom nie. Al wat ek vir julle wil sê is, waak.
Maak gereed, berei jou elke dag voor. Sorg dat jy heilig is. Sorg dat jy op standaard is met die Here. As daar sonde in jou lewe is, bely dit, breek met sonde, kry klaar met sonde. Dien die Here, dien die Here, dien die Here. As Jesus vandag kom, moet jy saamgaan. Moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie. Hoe lyk jou lewe? Is die saak reg met die Here? Jy weet nou my luister, maak reg met die Here. Amen, kom ons bid saam. Here, dankie vir die kosbare woord, ons aanbid U daarvoor. Dankie dat U met ons wonderlik gepraat het deur die woord. Ons weet nie wat U presies vir ons wil sê deur die 5 dwaase maagde se lewe nie, maar al wat ek weet is, U sê ons moet gereed wees, ons moet altyd gereed wees. Waak en bid altyd deur, sodat ons waardig bevind kan word wanneer U kom om ons te kom haal. Praat met elkeen, skud hulle wakker, maak hulle bed vandag hard as dit nodig is, en agtervolg hulle deur die Gees in Jesus se naam. Amen. My vriende, die woord van die Here is so kosbaar. Mag die Here sy kosbare doel in elkeen se lewe bereik. Baie seën vir u. Totsiens.